Dit was nie om te oordeel nie. Dit was 'n ander saak. Hy het gekom om ons te red en sy ligte kan maak. Ons noem hom Salamaker. Ons noem hom Salamaker. Ons noem hom Salamaker. Want dit is sy reddingsnaam. Dit was nie om te oordeel nie. Dit was 'n ander saak. Hy het gekom om ons te red en sy ligte kan maak. Ons noem hom Salamaker. Ons noem hom Salamaker. Ons noem hom Salamaker. Want dit is sy reddingsnaam. Lewe uit die dood. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die forse van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense, wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het, en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So, jou identiteit vind jy in Christus. Want God het jou gemaak, God het ons gemaak, soos ons nou is in Christus Jesus, het hy ons geskep. So, jy moet aan jou sondige natuur sterf, aan jou vlees moet jy sterf, aan jou liste
wat jou lei aan die gedagtes wat by jou opkom. Elke gedagte is nie noodwendig jou eie gedagte nie. Dit kan jou mislei. Soms gee die vyand vir jou gedagtes soos wat teen jouself is of leuns om jou terug te kry daar wat jy was in die verlede, in die wêreld, of om jou te mislei. So wees net bewus, nie elke gedagte is jou eie nie. Die vyand val jou aan in jou mind. En as jy nie gehoorsaam is aan God nie, as jy nie submitted is aan God nie, dan daar is onsigbare magte. Daar's 'n force. Daar's 'n force van die onsigbare magte, die gees. As jy nie deur God gelei word nie, word jy deur die onsigbare magte gelei. Die force van die onsigbare magte, die gees wat nou aan die werk is, aan die wat aan God ongehoorsaam is. So as jy aan God ongehoorsaam is jy outomaties aan 'n ander gees gehoorsaam. En daar is 'n gees wat jou lei, maar dis nie die gees van God nie. As jy ongehoorsaam is aan God, daar is 'n ander gees wat jou lei. So nie alles is jy nie. Soms soos ek in die verlede was, nee. Daar was beslis 'n gees agter dit. Want as ek nou terugkyk na wie ek was en wie ek nou is, ek herken nie sy persoon nie. En die dinge wat ek daai tyd wou gehad het, is nie die dinge wat ek nou wil hê nie. Want die Here verander jou begeertes en jou belangstellings. Soos daar was beslis 'n gees agter wie ek daai tyd was, wie jy in jou verlede was. En ek het vasgeglo, die is wie ek is. Die is my identiteit. Dit wys net hoe die duiwel 'n mens kan belieg en jou identiteit probeer steel. Want God het jou geskep in Christus. So dit wil sê, jy vind net jou identiteit in Christus. So ja, as jy nie submitted is aan God nie, as jy submitted aan iets anders, so as jy nog nie by die Here is, kom by die Here uit, want daar is 'n ander gees wat jou lei. Of jy is vir die Here, of jy is teen die Here. En jy gaan net jou identiteit in Christus vind. Nergens anders nie. Ja. Daar is, ek wil julle maar net bewus maak, daar is 'n force van die onsigbare magte, die gees wat nou aan die werk is, en die wat aan God ongehoorsaam is. Daar is 'n gees agter alles. Alles is geestelik in die wêreld. Alles is geestelik. So, if you're not submitted to God, there's a different spirit behind it. There is a different spirit driving you. Daar is 'n ander gees wat vir jou lei. As dit die gees van God is. As hy gees vir jou na sonde toe lei en God is daai. Verkeerde, toxic verhoudings, enige iets wat teen jou is. Soos
as jy gelei word deur iets of feelings of goed, jy kan die feelings trust, jy kan jou hart trust, want die woord van die Here sê die hart van die mens is vol boosheid. En ja, enige gevoelens of enige gedagtes wat teen jou is, God het nie jou gemaak om teen jouself te wees nie. So hoekom volg jy gedagtes wat teen jou praat, soos en die musiek en goed waarna jy luister, dit maak saak, want nou dat ek na Rihanna en sulke mense luister, ek het nie meer suicidal thoughts en ek is nie meer teen myself nie. Ek het in Christus geleer om myself lief te hê vir wie God sê ek is. So enige gedagte wat teen jou is nie van God af nie. Is ook nie van jou af nie. Dis van die duiwel af. So ja, hoekom sê ek so, want die woord van die Here sê daar is ook gedagtes wat in ons opkom, so waar die gelei word. So pas op vir die gedagtes wat jy toelaat om jou te lei. En ons luste ook, soos lust is a big thing. Waarmee baie mense sukkel. Ek het ook al eens op 'n tyd daarmee gesukkel. En as het beter om net enigiets wat lei tot dit, maak hy deur sommer dadelik toe. Anything that opened the door to lust, maak het dadelik toe. Die woord van die Here sê, run from sexual sin. Run from it. Enige iets wat lei tot lust, sny dit af. As dit mense is, mense wat sinlose praatjies, onheilige praatjies, sinlose praatjies, sny hulle af. It's not worth it, want dit gaan vir jou lei na die dood. Die loon van die sonde is die dood. En dis nie moeite werd, want op die einde van die dag voel jy so vuil en so worthless. So reject vir lust as jy worth it. Die beste ding is om die Here te dien. Dis 'n voorreg om die Here te dien. Ons is regtig bevoorreg om die Here te kan dien. Ja, het is 'n voorreg. Uit genade is ons gered. So niemand hoef op my trots te wees en ons moet nie op onsself trots wees dat ons so lekker leef in die wil van die Here en dat die Here so gebruik en so nie, want dit is ons, as jy ons eie krag het, dis net die Here, die lewendige God. Dis 'n gawe van God. Die redding kom nie uit jouself uit, dit is 'n gawe van God. So niemand het enige rede om op homself trots te wees nie. Dit is net die redding wat ons in Christus het, dit is 'n gawe van God. So ja, that's it. Wees wakker, wees waaksaam. And rather be submitted to the Most High God, Jesus, than be submitted to your own sinful nature. En ja, want daar's altyd 'n gees agter alles. Even soos wanneer jy drink. Hoekom dink jy noem hulle dit spirits? Want jy maak jouself oop vir geeste. En dan ek jy sommer crazy, want hoekom? Want daar's 'n gees agter dit. Ja, nee? Daar is 'n gees agter almal en agter alles.
agter elke leefstyl. Daar's 'n gees agter dit. Die duiwel sal jou laat glo jy's iets wat jy nie is nie. Pas op, wees wakker, wees waaksaam, want die sonde lê en loer vir jou hier buite. Dit smag na jou. Dit wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor dit heers. Jy het die krag en die mag om oor dit te heers. Jesus Christus. As jy nog by die Here is, jy kom by die Here uit. Want dit is baie donker hier buite. Soms sien ek mense en as eintlik so hartseer om te sien dat baie mense nie kan sien dat hulle gelei word deur bose geeste nie. Dat dit nie actually hulle is wat daar praat of wat daar leef nie. Maar dat dit bose geeste is wat deur hulle leef en hulle sê ja, verlustig deur jou, die last, bose geeste is besig om saam om hulle te verlekker en te lewe deur jou, uit te leef deur jou. So, wees baie versigtig. Die duiwel is baie sneaky. Hy sê jou chomini. Hy sê jou chomini. Die duiwel haat die mens. Hy is actually vir my 'n irritasie. Hy is nie jou chomini, die duiwel haat jou. Hy loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. So pas op, wees wakker, wees waaksaam hier buite. Soos aan iemand wat die Here dien. Daar's baie ander wat een keer was 'n tyd soos wat ek soos in die potent presence van Satan voel, soos in die duisternis, die donkerte. My skat, hy is nie 'n aangename gevoel nie. Maar gelukkig is God daar en gelukkig is God groter as enige boosheid. En op einde van die dag, resist the devil, it must flee from you. Maar daai tel net as jy submit is aan die Here. So, kom by die Here uit. Hy is al wat saak maak.